Goeiedag, mijn naam is Brooklyn Pillay. Ik is in graad 7 in John Mitchell Primêre School. Ik lees die boek Afrikaans zonder grenzen. Die naam van mijn story is Die Seentjie en die Leeu. Lang geleden, toe seentjies nie nodig gehad het om school te gaan, nie en heel dag in die vel gespeel het terwyl hulle skappe ongepas het, was daar 'n seentjie wat in Donkerbos geval het. Hy het skoon van sy skappe vergeet omdat hy agter heenvolkie afgegaan het op soek na Henkie. Toe hy sy oë uitvang, staan daar Jyslig Leeu reg voor hom tussen die boom. Die seentjie wou nou skree en weghardloop. Toe Leeu in sy potte oplig het hartseer naas die seentjie kyk. "Help my," so bad hy, "moet asseblief nie weghardloop nie. Ek beloof om jou nie seer te maak nie." Die seentjie wonder neebou of hy nie dalk toe nog weghardloop nie. Net nou is die leeu sy hartseer gesig net 'n slim plan om hom te vang en op te vreet. "Kyk," sê Leeu en hou sy groot poot met skerpe naels na die seentjie toe uit. "Daar is 'n doring in my poot en ek kan nie uitkry nie." Die seentjie geënterd naarde 'n vloer vinnig na Leeu se poot. "So waar, dit is rooi en gewels lyk sommer baie seer." Toe weet hy dat Leeu nie jonk nie en regtig sy hulp nodig het. "Kom," sê die seentjie en benou vir Leeu om sy poot op sy skoot te sit. "Dit gaan dalk se wees, want die doring is baie diep. Maar ek sal my bes doen om te help," verlyken die leeu. Leeu gaan sit styf teen die seentjie, knyp sy oë toe en hou asem op totdat die seentjie die doring uitgehaal het. "Daar's hy," sê die seentjie. "Jou poot is sommer in japtrad gesond wees." Dankie," sê Leeu tevreden en lek die seentjie se hand met sy lang sowertang. "Ek sal jou nooit vergeet nie." "So," glimlag die seentjie, "niemand sal my glo dat Leeu my hand gelek het nie." Toe besluit hy maar om die geheim vir homself te hou. Nie lank daarna kom bly hoor dat die seentjie van die skappe gestel het. Dis narlik geld nie waar nie, maar iemand behalwe die seentjie weet nie. In die ou dae is mense baie swaar